seker slegs. Daar staan slegs en hier staan legs. Ok, maar ek kom seker nie die beurt is so kort. Slegs perfekte mense gaan hemel toe. Steek op jou hand as jy het glo. Wie glo dit nie, steek af jou hand. Wie glo dit nie? Steek, die helfte sê ja, die helfte sê nee. Jy sien, dis wat ek wil gehad het. Slegs perfekte mense gaan hemel toe. Nou om dit te staaf, moet ek natuurlijk uit die skrifte uit te doen, om vir jou te oortuig, dat slegs perfekte mense gaan hemel toe. So jy met jou oortjies mooi spits, ek het my oorfone, my gehoorapparate extra ingestel, dat hulle mooi kan hoor. Ek wil hê jy moet staan, dan lees jy saam met my, Hebreërs, terwyl ons dit gaan lees, gaan ons allemaal staan, Hebreërs 6, vers 13 tot 20. Hy sê, want toe God aan Abraham die belofte gegee, het hy, omdat hy by geen meerdere kon sweer nie, by homself gesweer. En so het hy die belofte verkry nadat hy en gesê, voorwaar ek sal julle ryklik seën en jou grootliks vermeerder. En so het hy die belofte verkry nadat hy geduldig gewag het. Want mense sweer by een wat meer is, en die een wat bevestiging is vir hulle, die einde van alle teespraak. Daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wil toon, dit het met die eed gewaar word. 18. Sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarom dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê. Ons wat ontvlug het om vast te hou aan die hoop wat voor lê. En ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vast is en ingaan tot binnekant die voorhangsel. 20. Waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het vir ewig. Neem maar die sitplekke. Alles begin by Abraham. Alles begin by Abraham. Abraham word so 300 keer in die Bybel genoem. Die Bybel sê Abraham was 'n man van geloof gewees, en Abraham kom uit 'n goddelose kultuur. Hoor mooi wat ek sê? Abraham kom uit 'n goddelose kultuur. Nou kom ons lees daar in Genesis 11 vers 27 tot 31. Hy sê, en dit is die stamboom van Tera. Tera het die vader geword van Abraham, Nahor en Haran van Lot. 28 wil die kom nie. En Haran het gesterwe terwyl sy vader Tera nog geleef het in sy geboorteland en van die Saldeërs. 29. En Abraham het Nahor het vir hulle vroue geneem, die naam van Abraham se vrou was Sarai, en die naam van Nahor se vrou was Milka, die dogter van Haran. Nee, nog nie. Dis nog besig. 29. Die vader van Milka en die vader van Jiska. 30. En Sarai was onvrugbaar, sy het geen kind gehad nie. 31. En Tera het sy seun Abraham geneem en Lot, die seun van Haran, sy kleinseun, en Sarai, sy klein skoondogter, die vrou van sy seun Abraham, en die het saam met hulle uit van die Saldeërs getrek om na die land Kanaan te gaan, en hulle het tot by Haran gekom en daar gaan woon. Nou kom ek verduidelik gou vir jou, Abraham, van waar af kom hy?
Weet julle? Abraham kom van Babylonië af. Nou, dis nie 'n plek waar jy jou kind wil groot maak nie, van Babylonië. Wat het in Babylonië gebeur? Dit is waar die toring van Babel gebou was. Onthou julle dit? Dis waar die toring van Babel gebou was. En dit is waar Abraham groot geword het, daar tussen die Babyloniërs. En daar was 'n klomp Babyloniërs gewees, wat die hemel op die aarde wou gemaak het, en hulle het gesê, ons het nie God nodig nie, en ons kan sonder God gaan, en ek en jy weet, jy doen dit nie met God nie. Wat doen God? Hy stuur 'n oordeel oor hulle, en hy skeer uit mekaar uit, en al die mense praat in verskillende tale, en al die mense gaan uit mekaar uit, wat dieselfde taal praat. Nou in ons taal, in ons tyd, het Abraham getrek van Irak, wat in ons tyd is, het hy getrek na Turkye toe, baie interessant. Nou Abraham word die vader van die Joodse volk, hoor mooi, maar Abraham self was nie 'n Jood gewees nie. Hy was glad nie 'n Jood gewees nie. Nou dalk kom jy ook uit 'n goddelose familie uit, maar God het jou aangeneem. Nou is jy deel van sy familie, net soos met Abraham. Wat? Weet jy wat wil ek vir jou sê? Dit maak nie saak uit wat se agtergrond jy ken nie, jou familie kan dalk nie God ken nie, maar wanneer jy 'n verhouding met God begin, then something good is going to happen. Amen. Hoor julle wat ek sê? Something good is going to happen. Jy kom dalk uit 'n goddelose familie, wat niks van God weet nie, maar jy besluit, die keuse lê by jou. Ek gaan 'n besluit neem, ek gaan God volg, net soos wat Abraham gevolg het. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Interessant, die Bybel sê, praat altyd van die God van Abraham, Isak en Jakob. Maar hy praat nooit van die God van Tera, Abraham, Isak en Jakob. Hoekom praat hy nie van Tera nie? Tera was Abraham se pa gewees. En Abraham se pa was goddeloos gewees, hy was demonies gewees, en hy was ongelowig gewees. Dis hoekom die Bybel hom nie eers noem nie. Hoor mooi, met die begin van Israel was dit die Jode gewees. Dis die begin waar die Ou Testament profete begin het. En dit is deurgetrek tot by die koms van Jesus Christus. Nou, oorspronklik al hierdie mense van wie ek nou gepraat het, kom van Babylonië af. Baie interessant. Almal kom van Babylonië af. Nou, met ander woorde, Abraham het op 'n baie slegte plek begin. Ek kom ek verduidelik gou vir jou iets ook. Ek gaan dit net inbring, is vir my belangrik. Die feit dat ek arm groot geword het, moet ek nie die mentaliteit hê van armoede nie. Want as ek 'n kind van God is, sal God my oplig uit my armoede uit. Maar party mense het 'n mentaliteit van ek is so gemaak en so gaan dit staan, ek kom van die arme mense af, so ek moet maar nou voortploeter. Dink jy dis wat God vir jou wil hê? Nee. Definitief nie. God wil vir jou die beste hê. Hoor wat ek sê, God wil vir jou die beste hê. Laat ek vir jou verduidelik. Abraham het sleg begin, maar Abraham begin om 'n verhouding met God te begin. Toe hy 'n verhouding met God begin te begin, onthou, 'n ding wat ek sê wat baie belangrik is. Onthou, jy vind nie God vind jou. Of anders sou jy nie hier gewees het nie. God het 'n plan met elkeen van ons, Marius, hoor jy Adrie? Het elke plan met ons, God het jou gevind. Jy vind nie God nie, of anders sou jy nie hier gewees het nie. Hy weet presies wat hy met jou wil doen. Maar ek en jy moet glo, hoe sê ek julle daai liedjie geleer het, hou aan met bid totdat die lig deurbreek. Almal van ons wat hier sit, en ek en Kluis, ons almal was verlore gewees. En jy keer dan kom ons tot die besef, God het my lief. Net soos wat ek is. En net van, weet as jy daaraan dink, dan begin jy so met huil, dan dink jy, is ek dan goed genoeg, dat die Here my kan lief hê? Dit is daar waar die trane van jou wange afrol. Sê, dankie Here, dat ek besef, Here, dat U is goed. Amen. Kom ek lees vir ons daar uit Genesis 12 vers 1 tot 4. Hy sê, die Here het aan Abraham gesê, gaan, jy uit jou land uit, en uit jou familie, en uit jou vaders huis, na die land wat ek jou sal aanwys. En ek sal vir jou groot nasie maak, en jou seun en jou naam so groot maak, dat jy sal 'n seun wees. En ek sal jou seun, diegene wat jou seun, en ek sal hom vervloek, hoor mooi wat jou vervloek,
En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. 4. Toe het Abraham weggetrek, soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek, en Abraham was 75 jaar oud, by sy vertrek van Haran af. Nou kom ons kyk vir my, luister mooi. As die Here vir jou sê trek, Riaatjie, nou enig 'n man is nie dalk so nie, maar 'n vrou weet sy soek detail by maat. Is dit so? Ek soek detail, die Here sê vir my trek. Nou wonder die Here het seker vir die Here, Abraham het seker vir die Here gevra, maar Here, maar waar toe gaan ons? Ek wil vir jou sê, weet jy wat is die ergste? Abraham het nie eers God geken nie, toe God vir hom sê trek. Imagine, God sê vir hom trek, kom saam, ek wil jy moet trek. Hy ken nie eens vir God nie. Daarom, omdat hy God geglo het, hy het geglo, en die Here het vir hom gesê, volg my, ek sal jou lei, wat die Here eintlik indirek vir hom sê, is vertrou my, dan kyk jy wat gebeur. Hoor wat sê, hy sê vertrou my, dan kyk jy wat gebeur. Daarom praat die Bybel van Abraham as die man van geloof. Hy het nie eenvoudig gedoen wat die Here vir hom gesê het, hy het in die geloof gegaan. Mense, dit is ongelooflik. In die geloof beweeg hy, wat die Here vir hom sê, kom en volg my. Wat beteken geloof? Geloof beteken om die Here te vertrou. Dit beteken om gehoorsaam te wees aan die Here. Met ander woorde, daar moet 'n reaksie plaasvind van my kant af. Dit gaan nie van self gebeur nie. Daar moet 'n reaksie van my afkom. Abraham het 'n reaksie gehad, hy het die Here gevolg. Ek kan nie stil staan as baie mense wag moes vir die Here, jy gaan lank wag, hoor. Jy moet die eerste tree begin te gee, dan kan God begin te beweeg. Maar baie mense bid, Here help my, maar dit beweeg nie. God sê beweeg, dan sal iets gebeur. Verstaan jy wat ek sê? Ek raak excited oor hierdie woord, man. God gee vir Abraham 'n beloofde land. Hy sê ek sal vir jou 'n beloofde land gee. Ek wil hê dat jy die Jode sal lei, en hy sê vir hom, ek sal jou beskerm. Mense, wat 'n wonderlike voorreg, dat God vir Abraham sê, ek sal jou beskerm. Mense, jy het nie baie kennis nodig nie, maar meer gehoorsaamheid aan die Here. Kom ek sê dit weer, jy sal nie meer van God weet, totdat jy meer gehoorsaam is aan die Here nie. Hoor jy wat ek sê? Jy sal nie meer van God weet, as jy nie meer gehoorsaam is aan die Here nie. Kom ons dink gou so by onsself. Abraham kon dalk vir die Here gesê, Here, maar hoe ver moet ek trek? Here, dink jy nie ek moet 'n bietjie beplan nie? Here, ek het 'n bietjie angs, hoor, ek het vrees, ek weet nie waartoe ek gaan nie, Here. Ek dink seker een van die dinge wat die ergste vir 'n mens kan wees, is onsekerheid. Ek weet nie wat gaan gebeur nie. Ek bedoel, hier's Abraham, hy betrek my weet nie waar toe. Kom ons vat oor die algemeen, onsekerheid maak jou dood. Kom ons wees eerlik, gaan ek dit maak? Adrie, gaan ek dit nie maak nie. Onsekerheid is 'n ding wat jou dood maak. Want jy weet nie gaan ek dit maak nie. Abraham het net eenvoudig besluit, nee, ek gaan. God sê ek gaan. En hy doen dit. En ek wil vir jou sê, kom ons wees eerlik, en hy sê, ek gaan op pad wees iewers heen, ek en jy gaan op pad wees iewers heen, maar die Here sê vir my nêrens heen om te gaan nie. Maar ek volg net wat hy sê. Hoor mooi. Hy kon dalk vir die Here gesê, Here, maar gee my net daar 'n kaart, jy weet. Gee my daar 'n bietjie meer tyd. En God kom na Abraham en hy sê, gaan! En toe die Here vir hom sê, gaan, toe gaan hy. Hy weet nie waar toe nie, maar hy gaan. Kom ek sê gou vir jou iets. Baie belangrik. Ek en jy moet ophou om te argumenteer met die Here, want die Here vir jou sê, gaan. As die Here vir jou iets sê, dan moet ek en jy begin om die Here ernstig op te neem en te doen wat God vir jou sê. Jy hoef nie die pastoor te bel en te sê, kan ek dit maar doen nie, pastoor? Nee, as jy met die Here gehoor het, dan doen jy dit. Ek noem dit apostoliese gesag. Jy hoor direk van God af en jy doen wat God vir jou sê. Jy hoef nie die pastoor te vra, kan ek dit doen nie? Nee, jy doen wat God vir jou sê. Is dit so? Ja, jy doen wat God vir jou sê. Mense, kom ons wees eerlik, wie sal doen wat Abraham gedoen het? Nie almal vir ons nie, nie so maklik nie. Vir alle vrou, ek soek 'n bietjie detail, Adrie, waar gaan ons oor, hoe lank ons vat, hoe lank en al die dinge, nee. Hoor gou mooi.
Hierdie wat ek nou vir jou sê, is baie belangrik. Gehoorsaamheid maak die deur vir jou oop, vir die bestemming waar God jou wil hê. Ek sê dit weer. Gehoorsaamheid maak die deur vir jou oop, vir die bestemming wat God wil hê jy moet wees. Weet jy hoe belangrik is gehoorsaamheid aan die Here? Wanneer jy gehoorsaam is aan die Here, MacGyver begin dinge gebeur. Hoor wat ek vir jou sê. Wanneer jy gehoorsaam is aan die Here, begin dinge te gebeur. Nou gaan ek vir jou iets sê wat jou gaan skok. Nou, van Abraham, hulle noem dit die Abrahamse geloof. Nou die Abrahamse geloof is al die gelowe wat uit Abraham uitgekom het. Mense, hierdie is scary. Jy kan dit nie glo nie. Hulle het uit Abraham se tyd gekom waar hulle alle gelowe begin het. En dit is soos absoluut reetjie mal. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Uit daai Abrahamse geloof vandag is daar 16 miljoen mormone. Ken julle die mormone? Ja. 16 miljoen, 'n kultus uit Abraham se geslag wat daar uitgekom het. En die volgende een is 8 miljoen Jehova getuienis. 'n kultus. Daar's vandag 2.4 biljoen Christene. Daar is 1.9 biljoen moslems. Net vir die interessantheid, die moslems gaan die Christene verby in die jaar 2030. Dan is daar die Bohain, B-O-H-A-I-N, die Bohain geloof. Nou, om dit vir jou makliker te stel, wat is die Bohain geloof? Dis niks anders as die New Age nie. Een wêreldorde, een geld, een politieke stelsel, een geldstelsel, en ons gaan oor eenheid en ons praat oor die Bybel sê, in die laaste dae gaan hulle ons net vrede praat oor vrede. Daar's nie vrede nie, man. Die mense praat net van vrede. Dis die Bohainse geloof, die oor het begin het, is in Irak. Dit is waar hy die New Age begin het. Dan kry ons die ander geloof, die Joodse geloof. En die Jode is so 4 miljoen. Die Jode word opgedeel in 2 miljoen. Dan kry jy die ortodokse Jode, hulle volg die Ou Testament leefstyl. En dan kry jy die 2 miljoen Jode wat die hervormer Jode is. Hulle volg nie die ou leefstyl van die Ou Testament nie. Nou kom die vraag wat ons almal wil vra. Pastoor, nou wat se geloof is die regte geloof? Dink jy dit is belangrik nie? Natuurlik is dit belangrik, maar wat se geloof is die belangrikste geloof? Dan gaan kyk ons na die boek van Paulus. Paulus het omtrent 2/3 van die Bybel geskryf. Mense hoor wat sê Paulus. In Paulus se tyd, wat het met Paulus gebeur? Paulus het die Christene gehaat. Paulus het gedink dat hy deur sy werke gered kan word. Paulus het so 600 Ou Testament wette tot die beste van sy vermoë nagekom. Paulus is 'n man wat geglo, hy was 'n Jood gewees, hy het geglo dat God is die regter, God gaan oordeel. Hy het geglo daar's 'n hemel en daar's 'n hel. Dis wat hy geglo. En Paulus het die Christene doodgemaak, want hy het gedink hy doen God 'n guns, want hulle was nie goed genoeg vir God nie. Ja, dat hy so kan dink. En hy het gedink hulle is nie goed genoeg vir die Here nie. Luister mooi. Paulus is 'n man wat die Sabbat gehou het. Paulus is 'n man wat nie gesteel het nie. Hy het nie oorspel gepleeg nie. Hy het nie die naam van die Here uitelik gebruik nie. Maar God het Paulus letterlik van sy troontjie afgeskop en van sy perd en hom verblind en vir Paulus gesê, ek is nie tevrede met jou nie. Hy sê vir ek is nie tevrede met jou nie. Paulus, nadat hy die Here ontmoet het, verander sy hele gesindheid. Sy hele manier van dink het herstel en hy begin om die mense te leer van God se genade. Hy begin mense te leer van geloof. Hy begin mense te leer hoe om in lyn te kom met die Here Jesus Christus. Hy begin om mense te leer hoe om by die Here uit te kom. Dit is wat hy leer. Kom ons kyk gou Romeine 4:1-5. Hy sê, wat sal ons dan sê, het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham in die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, hoor mooi, en dit is om tot geregtigheid ons gereken. 4.
Maar aan hom wat werk word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. 5 gaan nou kom. Aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in hom, wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Wat sê Paulus hierso? Toe sy hele denke verander het. Jy moet besef, jy is 'n sondaar. Dis wat hy sê. Jy moet besef, jy is 'n sondaar. Hoor mooi, God is heilig, ek en jy is onheilig. Is ek reg? God is perfek, ek en jy is nie perfek. Hoor nou wat ek sê? Ons gaan voor God eendag staan met 'n oordeel. En elkeen van jy gaan toerekeningsvatbaar wees vir dit wat jy gedoen het hier op die aarde, en jy gaan voor God staan. Ek wil hê jy kry gou die prentjie. Jy staan voor God en hy sê vir jou, kom ons maak gou die boek van die lewe oop, en ons kyk of jy volgens die woord van God gelewe het. Ek dink daai dag, wil ek vir jou sê, dit gaan nie baie goed gaan met ons. Hoor wat ek sê, dit sal nie baie goed gaan met ons nie. In die Ou Testament het die Here vir die mense gesê, as jy in jou hart moord pleeg, het jy moord gepleeg regtig. Hy kom in die Nuwe Testament, hy sê dat as jy na 'n vrou kyk, met 'n begeerte dat jy oorspel gepleeg, al het jy dit nie fisies gedoen nie. En nou kom jy staan by die oordeel by God, en jy vra vir die Here, tel dit. Dit was al in my gedagtes, niemand weet dit nie. Die Here sê, ja, tel. Hoor gou mooi wat ek vir jou sê. Jy kry net 2 paaie in die lewe, die paaie van werke en die paaie van geloof. Een van die 2 moet jy volg. Kom ons kyk wat is die paad van die werke. Hoe gaan ek presteer? En al die gelowe wat ek genoem het, die Mormoonse geloof, ek moet presteer. Jehovah's presteer. Moslems presteer. Die Bahá'ís geloof, ek moet presteer om my redding te kry. Die Jode, wat moet hulle doen? Ek moet dit verdien. So ek moet iets doen van my kant af om gered te word. Dit is wat al hierdie gelowe glo. As jy deur die werke gered word, hoor mooi, dan spog jy mos. Dink mooi daar. As jy deur die werke gered word, dan spog jy mos. As jy die gedagte het, maar ek is beter as ander mense, dan beteken dit mos nou ek is trots. En hoe is trotse mense? Moeilike mense, onmoontlike mense. Hulle het geen passie vir ander mense nie. Hulle het geen simpatie vir mense nie. Hulle oordeel mense aan mekaar. En wat doen hulle nog? Hulle is arrogante mense, mense wat trots is. Mense, hoor gou mooi wat Wessel Groeneveld vir jou sê. Goeie mense gaan nie hemel toe nie. Jy moet Jesus Christus aanneem as jou persoonlike saligmaker. Maak nie saak hoe goeie, ek het ook geken wat 'n goeie mens is, hy het nooit sy lewe vir God gegee nie, want hy het God planeer vir iets in sy lewe wat gebeur. 'n Goeie mens gaan nie hemel toe. Jy moet dit mooi verstaan. Jy sien, as jy sê ek is 'n goeie mens, dan kan ek mos sê ek is eintlik beter as Philip. As ek sê ek is 'n goeie mens, dan kan ek mos sê ek is beter as Philip. Hoor jy wat ek sê? Hoor gou mooi. Die grootste probleem vandag is mense se trots. Ek het God nie nodig in my lewe nie. Dis wat mense doen. Ek het God nie nodig in my lewe nie. As ek moet sê dit gaan oor die werke, hoor mooi wat ek nou sê. Wat gaan dit, as ek sê dit gaan oor die werke, maar wat gebeur as ek nie goed genoeg is? As ek sê dit gaan oor die werke. In ander woorde, doen ek goed genoeg? Nou kom ek vertel jou gou, ek wil jou, wat is die woord? Ek wil jou verras, ek wil jou nie veras nie, ok. Dis die woord wat ek wil sê. Hoor gou mooi. Jy kan party mense, hulle gaan gereeld kerk toe, hulle betaal hulle tiende, en hulle bid, en hulle besoek mense in die tronke, en dan kry jy hierdie mense wat sê wat hulle doen. Wat gereeld kerk toe gaan, wat bid, en tiende betaal en alles, en dan sê hulle, kan ek my redding verloor? Ja of nee? Dis 'n goeie vraag. Kan ek my redding verloor? Ja of nee? Nou ons Pinkstermense sê altyd gered,
altyd gered, een keer gered, altyd gered? Ons Pinkstermense sê nee. Hoekom sê ons so? As jy jou lewe klaar gegee het vir die Here, kan ek mos nie na dit maak wat ek wil nie. Ek kan mos nie aangaan met my sonde nie. Ek moet mos streef na heiligmaking. Elke aand, jy dan val ons op ons knie en ons bely ons sondes. Ons begin ons dag mos met die Here. Is dit nie so nie? Elkeen van ons is duur gekoop met die bloed van Jesus Christus. Ek en jy is 'n prinses en 'n prins van die Here. Jy kan nie maak soos jy wil nie. Jy behoort nie aan jouself nie. Daarom het die Here vir ons sy woord gegee om volgens die woord van God te lewe. As jy jou rug nou op die Here draai, jy het ons nou lewe klaar. Jy kry mense wat sê een keer gered, altyd gered. Nou as jy jou rug op die Here draai, beteken dit jy gaan hemel toe. Surprise vir jou my maat, jy gaan nie. Jy moet ten minste streef na heiligmaking, soos wat die woord van die Here vir ons sê. Interessant, hierdie Kobus is 'n interessante ene. Die Hindoes glo aan reïnkarnasie. Ek kom terug in die lewe en ek moet my redding verdien. Ek gaan dood, dan kom ek weer terug. Na ander woorde, ek werk my skuld af, ek werk vir my redding. Ek gaan die hele tyd so, ek lewe weer, dan gaan ek dood. Ek lewe weer, dan gaan ek dood. Soos 'n sirkulasie wat die hele tyd plaasvind by die Hindoes. En nou kom die vraag waar vir almal gewag het en waar kom die kerk amper so vol is. Hoor mooi, waarom gaan net perfekte mense hemel toe? Stem julle saam met my, God is perfek? Amen. Die hemel is perfek? Amen. Goeie mense gaan nie hemel toe nie, nee. Nou, hoekom wil ek en jy en moet vir ewig saam met ons weet wat sonde doen vir ewig en ewig? Hoor gou mooi. Die hel reken af met die sondaars. Ek en jy soek die sondaars in die hemel nie. As God dit sou toelaat, dan maak hy die hemel aarde en die hemel hel. As hy dit sou toelaat. Wat sê Jesus? 1 Petrus 1 vers 16. Wees heilig, want ek is heilig, of anders sal jy God nie sien nie. Wat hy eintlik indirek ook sê, wees perfek, want ek is perfek, of anders sal jy my nie sien nie. Daai wees heilig beteken om perfek te wees soos God. Want God gaan nie vir jou sê, wees heilig as jy weet jy kan nie heilig wees. Want hy gaan vir jou die vermoë en die krag gee, die werking van die Heilige Gees om heilig te kan wees. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Ek wil vir jou sê, dis die kriteria om in die hemel in te kom. Wees heilig, want ek is heilig, of anders sal jy my nie sien nie. Dis die kriteria om in die hemel in te kom. Hoor mooi, gaan ek en jy dan hel toe? Net soos die demone, ek en jy wat geen kans het nie, gaan ons dan hel toe. Gaan ons dan vir ewig nou brand, want ek is nie goed genoeg nie. Kom, wees op Groeneveld, gee vir jou die antwoord. Ek en jy word geregverdig deur die geloof in Jesus Christus alleen. Ek en jy word geregverdig deur die genade van Jesus Christus alleen. Hoor wat ek sê. En dan sê die woord van die Here, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Ek like dit maar. Daar is geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie. Jesus het die werk gedoen en hy was sonder sonde. Hoor wat ek sê. Hy was die perfekte offer, sodat ek en jy gered kan word. Wat het hy aan die kruis gesê? Dit is volbring. Hoor, onthou julle dit? Hy sê, dit is volbring. Jesus het al die werke gedoen. Ek en jy hoef niks te doen nie. Is dit nie wonderlik nie? Nou, lig my en jou gemoed so bietjie net. Hoekom? Omdat Jesus Christus jou aangeneem het. Dan moet jy mooi luister wat ek vir jou sê. Wanneer God na jou kyk, dan kyk hy deur die bloed van Jesus Christus na jou as suiwer en perfek. Want as jy nie suiwer en perfek is, jy kan nie in die hemel ingaan. Maar hy kyk deur die bloed van Jesus na jou suiwer en perfek. Mense, dis genade. Dis die geloof in Christus wat jou in die hemel bring. Hoor gou mooi, as jy eendag voor God staan en jy kom by die poorte, en die Here vra vir jou, hoekom moet ek jou toelaat Kobus in die hemel? Jy moet net 2 antwoorde gee. As jy vir God deur die genade van Jesus Christus, en die feit dat jou bloed gevloei het van my aan die kruis, vir my sondes. Dis hoekom, en jy hoef nie onseker te wees nie,
Jy weet dat jy weet, ek is 'n kind van God. Ek is duur gekoop met die bloed van Jesus Christus. Jy is nie hier, jy persoon nie, man. Hoor wat ek sê. God kyk na jou deur die bloed van Jesus, rein, suiwer, skoon. Dis hoekom ek sê, dis net perfekte mense wat hemel toe gaan. Mense hoor gou mooi. Kom ek sê dit vir jou, met ander woorde, Jesus moet jou alles wees. Is dit so, ja nie? Met ander woorde, Jesus moet jou alles wees. As jy daar gaan staan by die poorte, en jy sê vir God, maar ek was by Mekka gewees, beteken nie, jy gaan in die hemel in. As jy voor God gaan staan en sê, maar ek het 'n tale gepraat, beteken nie, jy gaan hemel doen. As jy mooi gaan kyk, wat het Abraham gedoen? Hy begin om 'n persoonlike verhouding met God te doen. En hy het nie met God geargumenteer, hy het net gesê, ek gaan, dan gaan hy. Hè? Mense, dis awesome. Kom ons kyk die laaste vers, waar ek en jy die saad is vir Abraham, dat ons op pad is hemel toe. Hy sê, Galasiërs 3:16, hy sê, nou is aan Abraham die belofte toegesê, en aan sy saad, ek en jy. En hy sê nie, en aan die saade, asof dit op baie sê nie, maar op een, en aan jou saad, dit is Christus. Ek en jy, oom Sakkie, is hier gekoop met die bloed van Jesus. Was dit nie vir die bloed van Jesus wat gevloei het nie, was ek en jy nie, gaan ek en jy nie hemel toe nie. Maar ek en jy moet Jesus aanneem en 'n pad met hom stap. En as jy van die pad afgaan vanaand, bely ons weer sonde, man. Want ons is niemand van ons, die Bybel sê geen mense sonder sonde nie. Almal van ons het sonde. Maar hoor mooi, maar jy moet ten minste, my boetie en my sussie, probeer om die pad te stap wat God wil hê, jy moet stap volgens die woord van God. Jy kan ons nie maak wat jy wil nie. Want as jy doen wat die Here vir jou sê, then something good is going to happen. Daar sal deurbrake in jou lewe kom, wanneer jy gehoorsaam is aan die Here. Dan sal die deurbrake kom. En met jou eie oogies sal jy sien wat die Here vir my en vir jou doen. Hou aan met bid, Elsie, totdat Elsie kom so voor, dat ek bid vir jou rug. Kom. Karabasandarakarabasiti. Halleluja. Kirabositi. Halleluja. Kom ons steek ons hande uit vir haar.